Goeiedag vriende, my naam is Pieter van der Merwe. Ons het wonderlike voorreg om met mekaar te gesels oor die koms van die Here. Ons doen dit weer vandag so en voordat ons begin, kom ons bid net saam. Here, ek dank U sommer net vir die wonderlike voorreg dat ons nie alleen is nie, dat U ons beloof het dat U vir ons kom haal. Dankie Here dat ons kan uitsien daarna en dat die woord juis vir ons leer, ons moet uitsien daarna. Dankie Here vir vandag se onderwerpie. My gebed bly Here waar 'n mens baie keer so besef jou afhanklikheid van die Heilige Gees en die wysheid wat 'n mens kwytraak of die verkeerde goed wat jy kwytraak. En daarom vra ek vandag Here dat U regtig vir ons lei en vir my lei in die waarheid in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het vandag besluit om te praat oor 'n dingetjie wat kontroversieel is en waar baie verskille oor in die kerklike wêreld is. En dit is naamlik oor die uitverkiesing. Nou ek sê nie myself gee my hier voor as 'n kenner van die uitverkiesing nie. Jy weet daar is geweldige, baie geleerdes, proefskrifte, magistergrade, doktorsgrade, boeke geskryf oor die uitverkiesing. En hierdie geleerdes kom uit verskillende, kom ons sê, kerklike agtergronde. So jy kry 'n Romeinse omskrywing daarvan, jy kry 'n charismatiese omskrywing daarvan, jy kry 'n gereformeerde omskrywing daarvan en waarskynlik nog heel wat ander. Ek self is nie 'n kenner daarop nie, maar daar is dink ek soveel in die skrif wat vir ons aandui dat ons kan weet wat daar bedoel word, wat dit nie is nie en wat dit eintlik is. Nou wat betref hierdie vloedgolf, wil ek amper sê, van menings oor die uitverkiesing. Ek haal 'n versie aan wat ek al van tevore 'n paar maal aangehaal het en dit is in Matteus 11:25-26 toe Jesus hierdie gebed gebid. So dis 'n gebed van die Here Jesus tot sy Vader. Vader, Here van die hemel en die aarde, ek sê vir U dankie dat U die insig in hierdie dinge van die slimmes en die intelligentes weerhou het en dit oopgemaak het vir hulle wat soos kinders geword het. Ja, Vader, want U verkies hierdie manier van doen. Vriende, nou dit gaan nie per se oor die uitverkiesing in hierdie geval nie, maar dit bedoel eintlik dat die woord van die Here so oop en ontvanklik is en dat die Heilige Gees dit vir ons oopsluit in die sin dat ons nie, of wanneer ons nie als verstaan nie, dat die Gees van die Here se begeerte is om dit vir ons oop te sny en dat dit nie nodig is om slimme geleerde mense te gebruik nie, want die slimme geleerde mense doen juis hierdie goed en ek sê dit nie in kritiek teen hulle nie. Ek bedoel daar is wonderlike kinders van die Here wat slim geleerd is. Maar hulle probeer op hierdie onderwerp 'n bepaalde teologie aanhelp of ondersteun of wat ook al. En dit hoort nie so nie. Die Bybel is die woord van God. Dit is nie gekoppel aan 'n groepering of 'n kerk nie. Jesaja 29 vers 14, nou wil ek net dit by sê, Jesaja 29, as jy hom in konteks gaan kyk, dan gaan dit juis oor die laaste dae. Daarom gaan ek wonders doen onder hierdie mense, ek wys hulle hoe dwaas menslike wysheid is, en hoe die briljantste mense niks begryp nie. Ek sê weer, hy praat weer hier van die laaste dae. So as ons nou dit vir mekaar sê, moet ons nou ook onthou, nie alle geleerdes, en ek herhaal het ek net gesê, is verkeerd nie. Jy kry wonderlike slimme geleerde mense, ons lei ook na hulle, mense wat regtig Heilige Gees geïnspireerd is en die kennis het, maar ons moet oppas as ons dit in 'n rigting gaan, waar daar 'n bepaalde teologie aan gekoppel word, en dan is ons op gevaarlike terrein. Kom ons toets alles aan die woord. Wat sê die woord, né? Dit is belangrik, want daar is soveel verkeerde interpretasies van die woord, en verskillende interpretasies. Nou, wat word as basis gebruik vir die uitverkiesing? En vriende, dis normaalweg Romeine 9, 10 en 11. Dit is die 3 hoofstukke wat ongelooflik baie in hierdie lyne te sê hê. En dis ongelukkig ook die 3 hoofstukke wat die meeste kerke, oorgrote kerke en geleerdes verkeerd verstaan. En is nou vir my vra, wie is jy om dit te sê?
Die groot ding is dat dit bepaal word, of die denkrigting van hierdie geleerdes bepaal word deur 'n bepaalde siening van die Jode en van Israel. En dit is hoeveel keer die gevolg in verkeerde interpretasies. Hierdie 3 hoofstukke gaan oor die uitverkiesing of die roeping van die Jode, of die uitkies, om die waarheid te sê, van die Jode. Dit is waaroor dit gaan. En Paulus doen dit aan hulle. Ons moet altyd kyk vir wie se boek geskryf. Is dit vir die Jode geskryf, soos Romeine, soos Hebreërs, soos 1 Petrus, of is dit vir die kerk in die algemeen geskryf? Ek praat nou van die Nuwe Testament. Met ander woorde, as Paulus vir die Jode goed sê, dan sê hy teen 'n bepaalde agtergrond, en ek gaan nou bietjie meer daarna kyk. Die Jode is gekies om God se volk te wees. Hy het hulle geroep ook, né? Dis sy eiendom. Hy beskryf hulle as die appel van sy oog. Die Jode, die stad Jerusalem, die Tempelberg. Dis die fokus van die Here Jesus se verhouding met die Jode. In ruil daarvan vra hy gehoorsaamheid. Vra hy dat hulle hom dien. So, wat sien ons uit die afgelope millennia uit, nadat die Here Jesus hier op aarde was? Hulle hoor nie wat hy sê nie. Hulle wil nie luister nie. Hulle lewe nes hulle wil. Hulle maak hulle eie keuses, of dit reg is of verkeerd is, of hulle gehoorsaam of ongehoorsaam is. Hulle bly God se oogappel. En dit verskil van wat ons noem die kerk. Vriende, dit bly God se oogappel. Dit sê nie hulle gaan almal hemel toe nie. Dit sê nie word almal gered nie, glad nie. Maar God neem nooit sy genade van hulle af weg nie. Sy ooreenkoms wat hy al met Abraham gesluit het. Hy neem dit nooit weg nie. Die verbonde wat hy gesluit het, dit bly die waarheid. Vriende, so hy loop 'n pad met hulle, en hierdie pad word grootliks beskryf in Romeine 9 tot 11. Met ander woorde, daardie 3 hoofstukke is die kern van God se verhouding met Israel. Hy seën hulle, hy straf hulle, hy verstrooi hulle, hy bring hulle weer terug, soos ons dit nou self in ons lewe, in ons leeftyd gesien het, en ook in ons leeftyd sien hoe die dinge nou daar aangaan en ontwikkel en groei, ten einde te kom by die by meerdere profesieë rondom Israel, soos die Esegiel 38 oorlog ensovoorts. Ons is, glo ek, baie naby daaraan. Vriende, Sagaria 12 vers 10 sê, en dit is die uiteindelike doel van God en die profetiese roeping van God op daardie land. Sagaria 12 vers 10, hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en treur oor hom, soos 'n mens treur oor 'n enigste seun. Ons weet die dag kom, ons weet dis nie meer te ver nie, en prys die Here daarvoor. Daar is egter in Romeine 9 en in Romeine 10 wil ek 2 versies aanhaal waar nie Jode wel genoem word. Nou moet 'n mens nie Romeine 19 en 11 sê dat dit net die Jode is nie. Daar is baie waarhede tussenin, wat vir ons as kerk baie beteken. Maar ek wil hierdie enetjie uithaal, Romeine 9 vers 23 en 24. Net so het hy die volste reg om sy oorvloedige heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming wat hy voorberei het om sy heerlikheid te ontvang. Ons is hierdie voorwerpe. Ons vir wie hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Joodse nasies. God is soewerein, sy besluite bly sy besluite, en dit is 'n wonderlike woord hierdie wat ons ook vir ons kan neem. Dan in vers 20 en 21 van Romeine 10, nou haal hy vir Jesaja 65 aan daar. Jesaja gaan selfs verder. Daar sê God, ek is gevind deur mense wat nie na my gesoek het nie. Ek het myself bekend gemaak aan mense wat nie na my gevra het nie. Wie's dit? Dis u en ek. Dis die kerk, dis die nie-Jode. Maar wat Israel betref, sê God, die hele dag deur het ek my arms na hulle toe uitgesteek, maar hulle het steeds volhard in hulle ongehoorsaamheid en het steeds bly teestribbel. Vriende, hierdie is die waarheid tot vandag toe. So prys die Here dat hy sy arm na ons uitgesteek het, of sy arms, en dat hy intussen steeds sy rol en sy roeping met Israel voortsit, en dat ons weet dat dit tot vervulling gaan kom.
Nou goed, ons is na die Here Jesus gekom het, is die periode van die kerk, né? Die afgelope 2000 jaar is dit die dispensasie van die kerk. Nou, die kerk as sulks is deesdae of is in hierdie dispensasie hoofsaaklik nie Jode nie, né? Dis al die nasies van die wêreld, die kerk is versprei oor die aardbol. Nou sê Johannes 1 vers 12 en 13. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie deur 'n natuurlike proses gebore nie, ook nie na aanleiding van 'n wilsbesluit van 'n man nie, hulle is uit God gebore. Nou praat hy oor die wat almal wat hom aanvaar het en die wat in sy naam glo. Almal, let wel, almal. Dis vir die kerk geskrywe hierdie. Dan sien ons in die briewe aan die kerk in Openbaring 2 en 3, sluit altyd af met hierdie dis 'n kreet uit die hart van die Here Jesus. Elkeen wat hoor, moet luister. Elkeen wat hoor, moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. Let wel, elkeen. En ek wil dit net beklemtoon rondom die hele kerkgedagte. Kom ons kyk na 2 Timoteus 1 vers 9. Dit is God wat ons verlos het en gekies het om 'n toegewyde lewe te lei. Hy het dit gedoen nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat dit sy plan was, lank voor die begin van die wêreld, naamlik om sy genade aan ons te bewys deur Jesus Christus. En hier is die kruks van die saak. Ons is in die dispensasie wat die Here Jesus begin het. Dis die dispensasie van die kerk. Nou ons moet altyd onthou, hier's 'n element van die uitverkiesing wat begin het alreeds in die tuin van Eden nie, net na die paradys, Adam en Eva die paradys verlaat het, kinders gekry, daar's reeds 'n uitverkiesing. Sê nou maar tussen Kain en Abel, later tussen Ismael en Jakob, en so kan ons deur die eeue. Daar's altyd 'n verkiesing, 'n kies wat God bepaal. Dis nie altyd die een wat die wêreld kies nie. Dis nie altyd die eersgebore nie. Dis dikwels die tweegeborene of 'n later kind. Ek noem nou maar sommer net by wyse van Spreuke, want in hierdie gevalle is dit die waarheid. So God is soewerein in sy keuse, en dit geld ook vandag met die kerk en met sy volk. Met ander woorde, as hy met sy volk 'n ander manier opereer of 'n ander rigting doen, getrou bly aan hulle, al verlaat hulle hom. Dieselfde vir die kerk, né? As die kerk aan hom gehoorsaam bly dit sy kind. Maar die voordeel van die kerk, wil ek amper sê, is dat elkeen wat sy stem hoor, elkeen wat hulle sy naam aanroep, toelaat dat hulle sondes vergewe word en hulle laat doop, is deel van sy kerk. Efesiërs 1 vers 4 tot 5. Deur wat Christus gedoen het, het God ons uitgekies. Omdat hy ons liefhet, het hy ons al voor die wêreld gemaak is uitgekies om syne te wees en onberispelik in liefde voor sy aangesig te lewe. Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe hy dit wou hê. Vriende, diep goeters hierdie hele ding van voor die grondlegging van die aarde, dat mense se name geskrywe is in die boek van die lewe, voor Adam, voor die skepping, soos ons dit ken. Dis wat die woord sê, voor die wêreld gemaak is. Die vorige versie 2 Timoteus 1 vers 9 dieselfde gesê, lank voor die begin van die wêreld het hy dit kom doen en name geskryf. Hy is almagtig. Vriende, hy is almagtig. Ons moet nooit dit onvergeet nie. Hy weet wat gebeur. Hy weet wie hom gaan aanvaar, wie hom nie gaan aanvaar nie. Hy is soewerein, ek sê dit weer. Hy is alwetend. Voor die grondlegging van die wêreld het God reeds gekies en het hy ook die kerk geroep. Hy het geweet van die kerk, al is dit eers duisende jare later begin. Vriende, 1 Johannes 2 vers 28. En nou, kinders, leef in 'n hegte verhouding met hom, sodat wanneer hy ook al verskyn, ons die vrymoedigheid kan hê om nie beskaamd te staan by sy koms nie.
As julle dan met die wete leef dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat reg leef, deur hom verwek is. Met ander woorde, ons kan sien aan mense vir wie hulle lewe. Ons kan sien aan wie hulle behoort. Ek kan nie uit my eie reg lewe nie. Ek moet aan hom behoort en, soos die woord hier sê, deur hom verwek wees. Vriende, ek wil net iets sê oor nog 'n 1 Johannes versie, en dis 1 Johannes 5 vers 13. Ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle met die wete kan leef, dat julle nou reeds deel het aan die ewige lewe. Julle wat aanhou glo in die persoon van die Seun van God. Let wel, nie julle wie God uitverkies het nie, maar julle wat aanhou glo dat Jesus die Seun van God is. Vriende, ek sê 'n gevaarlike dinge, miskien sê ek dit nou verkeerd, maar ek dink die uitverkiesing, soos ons dit verstaan uit soveel terreine, het nie eintlik iets met die kerk te doen nie. Al wat hy van die kerk verwag is, luister en glo, neem hom aan, dien hom, dit is elke mens, elkeen wat hom aangeneem het die mag gekry om 'n kind van God genoem te word. En dit is die periode waarin ons leef. En dit maak ons bedeling eintlik 'n ongelooflike, wonderlike bedeling. Uit die aard van die saak doen nie almal dit nie. En dit is nie, ek bedoel, maar die Here weet wie dit gaan doen, wie dit sou doen oor die afgelope eeue. In hulle name is al geskrywe voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die Lam, of in die boek van die lewe. Vriende, Markus, ek sluit daarmee af, Markus 16 vers 15 tot 16. Hier praat die Here Jesus self met sy 12 Joodse disippels. Nou sê hy vir hulle, gaan die hele wêreld in, verkondig die goeie nuus aan almal, oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Vriende, dit som eintlik alles op. Mag die Here u seën in hierdie woordjie, en dat ons van mekaar ook bid in hierdie ding, as hierdie ding van die uitverkiesing 'n storie word, of 'n ding in ons lewens word wat 'n mens begin wonder, dis nie nodig nie. Hoor wat die woord van die Here sê. Ons het 'n ongelooflike liefdevolle Vader, en ons het 'n Here Jesus Christus wat aan sy regterhand sit en vir ons intree, vir u en vir my op hierdie oomblik. Prys die Here daarvoor. Ons is nie weeskinders nie. Here, ons prys u daarvoor, en ek dank u vandag, en ek hoop dat hierdie woord mense raak. Here, ek vra dat u naam groot gemaak en geheerlik word, dat ons lewens sal getuig van die roeping die in u kinders het op hierdie aarde, in Jesus se naam. Amen. Vriende, as hierdie woordjie vir u iets beteken het, stuur dit gerus aan vir ander, vir wie u dink dit kan ook. Mag die Here julle almal regtig seën. Vrede vir julle.